So meeste van julle ken my nou as die grapgat ma en die een wat so 'n bietjie haar naam vergat en met 'n plank slaan so elke nou en dan. Party dalk die cringe ma, ouma song, moet net nie met daai vrou praat nie weer. Afhangend van persoonlikheid. So uit die trollerige ervaring van social media, het ek nou besef, ek is nie noodwendig almal se cup of tea nie, maar dit is ook okay, want ons is individue, ons almal het ons eie persoonlikheid en opinies, en dis okay. Maar ek sal graag bietjie vandag wil deel, bietjie meer die doel agter Moms Kaczynski, hoekom ek dit gestig het en waarvoor ek staan. So uit die aard van die saak is hierdie so effens meer ernstige video, bietjie minder grapgat. Julle moet asseblief verskoon hierdie vliegtye wat so, ek kan nie elke keer pos wat 'n vliegtuig opstyg nie. Ons is teen aan Wonderboom Lughawe. So dis omtrent launchpad hour vandag, maar ek hoop julle kan nog steeds hoor wat ek sê. Die hoofdoel van Moms Kaczynski is nie net om my mede-mamas so bietjie te laat lag en die humor in die lewe te sien, so bietjie uplift, bietjie positiwiteit nie, maar ook sodat elke ma kan besef, sy is nie alleen nie. En nie net mamas nie, vrouens, kinders en selfs mans. Daar's so 'n hele paar mans wat my ook volg en regtig ondersteunend is, wat ek verskriklik baie waardeer. Maar ek dink dit gaan vir my oor die menslikheid. Niemand het 'n picture perfect lewe nie, daar's nie toneelskrywers van ons lewe en ons voer dit nou op en na die tyd staan die mense nou op en dis 'n standing ovation, hulle gooi met rose, dit is nie hoe dit werk, ongelukkig nie. Ek dink inteendeel meeste van die tyd staan mens op en dink, ouma sal jy gat al salvia. En of jy beplan jou dag verskriklik mooi, het hierdie lysie to-do list en jy gaan hom nou klap, net om aan die einde van die dag so moeg te wees dat jy op die bank plonk of voor Netflix of wat ook al het is wat jy doen en jy gaan, ek het alweer 80 balle gedrop. Maar ek dink partykeer vergeet mens as gevolg van al hierdie influencing en al hierdie mense wat hierdie perfekte lewens portray en hoe amazing hulle lewe is en kom ons vat 'n selfie van hierdie perfekte platter wat ek nou by mekaar gesit het, maar mens mis partykeer die realiteit agter dit. Wat was die bloopers? Wat het dit gevat? Hoeveel oesters het jy op die grond laat val terwyl jy die platter gemaak het? So vir my is die hoofdoel om relatability te skep, sodat vrouens kan gaan, my soul, ek voel ook so. Ek's die enigste een en ek vermoed meeste van ons vrouens, wel vir al die vrouens, voel so, dat dit voel asof ons medemens altyd al die balle in die lug hou en al hulle goals altyd smash en hier sit ons en ons probeer net agter ons eie lewe aanpikkel en ons hou net nooit by nie en ons iets fout met ons. Ouens, dit is nie so nie. Die lewe is messy, die lewe gebeur, ons almal het ons kruise, ons almal het ons flaws, nie almal kan van jou hou nie, en jy kan ook nie altyd wen in alles nie, maar dis okay. En ek wil vir julle sê, dis okay om 1 of 2 balle in die lug te hou, well done daarvoor, is amazing, dat jy dit in die lug hou, en 50 te laat val, want dit is nie altyd menslik moontlik, om 180 balle gelyk in die lug te hou nie. Ek sê altyd prioritiseer die balle. Hou die glasballe in die lug en dat val die rubberballe kan ons later weer optel, it's not a problem. So kyk, as jy nou nie vanoggend tyd gehad het om jou make-up te doen nie, dis 'n rubberbal. As jy nie vanaand tyd of krag het om kos te kook nie, dis 'n rubberbal. Maak 'n toebroodjie. So my doel is om 'n gemeenskap van vrouens bymekaar te bring, sodat ons mekaar kan ondersteun, begryp, respekteer, en sodat ons met mekaar kan empatiseer, kan gaan, weet jy wat, flip, dit is eintlik hoe dit is. My lewe is nie altyd perfek nie, I don't always have it, maar party dae voel ek, yes, I've got it, yes, ek het nou al my varkies in 'n ry, vandag gaan awesome wees, môre voel ek weer crappy, en ek voel ek het weer niks by mekaar nie, en my torretjie val af, ek het meeste van laas kwartaal so gevoel, maar helaas, ons is daardeur, en my kinders is okay, ek's okay, en almal lag nog steeds. En ek dink eerlikwaar, daar's niemand van ons wat ooit in die spieël kyk en gaan, yes, weet jy wat, Alta, jy is daarom nou die kat se snor, hoor, daar's nie 'n vrou beter en slimmer en sterker as jy nie. Ek dink nie een van ons voel so nie, ons portray dit dalk op sosiale media partykeer en ons wil hê dis hoe mense ons moet sien, maar dit is nie die geval nie. Ek dink ons almal kyk in die spieël en gaan, ek wens eerder dit en ek wens eerder dat en ek wens ek kan so en so eerder wees. Dit is nou maar human nature, dit is hoe ons is. En om eerlik te wees, die vieslikste mens met jou
is jy. Die goed wat ons partykeer vir onsself sê in die spieël, is soveel leliker en erger as wat ons vir ons worst enemies gaan sê, en ek weet nie hoekom ons dit doen nie, maar ons het ongelooflik min empatie, deernis en grace met onsself, en ek wil graag hê dit moet verander. Ek wil hê ons moet in die spieël kan kyk en gaan, weet jy wat, Minkie, jy is nie perfek nie. Jy het baie foute, jy het baie lacking, en ek weet nie almal hou van jou nie. Maar weet jy wat, jy's alright, want God het jou perfek geskape. So, ja, is ek gebore in sonde, natuurlik. Is ek foutloos? Nee. Maar is ek goed genoeg? Ja, ek is goed genoeg. Ek weet na wie se beeld ek geskape is. So ek wil hê ons moet meer kan mens wees. Minder hoef voor te gee, minder hoef fake te wees, omdat ons worry oor wat die ander mense van ons dink. Partykeer kan ons maar net eerlik wees oor die feit dat ek het nou gisteraand soos 'n sak patats afgerol by die trappe, want ek het nou in die donker vir my seentjie 'n geldjie in sy tand my skoen gaan sit, en dit het gebeur, en dis okay, en dit gebeur met die beste van ons, en ons moet daaroor kan lag, en ons moet kan gaan, weet jy wat, dit is realiteit, dit is wat dit is, kom ons lag daaroor, ons deel ons stories, ons deel ons grappies, ons deel ons realiteite, en ons kan lekker saam vir mekaar lag, of saam huil, of saam rou, of wat ook al ons op daai stadium 'n behoefte aan het. So dit bring my nou uiteindelik by my punt, ek vra om verskoning dat ek so verskriklik babbel, ek het daai probleem, my man haat dit, my girls on fire, hoekom ek vir hulle staan, en hoekom ek dink hulle so 'n ongelooflike instansie is. So ek het die voorreg gehad om die afgelope paar maande hierdie ongelooflike groep vrouens te leer ken, en te begin verstaan waarvoor hulle staan, en hoekom hulle doen wat hulle doen. Nou kyk, alhoewel ek het geniet om nou en dan saam met hulle te skiet, is dit regtig soveel meer as net 'n instansie wat jou oplei om vuurwapens te gebruik. Dit is regtig 'n instansie wat staan vir vrouens en teen geweld teenoor vrouens, en dit lê my regtig na in die hart. Dit is hoekom ek gedink het om 'n bietjie agtergrond van Mams Kaczynski te gee voordat ek voortgaan met wat ek wil sê oor Girls on Fire. So die stories wat ek gehoor het by die ongelooflikste vrouens, en hoe hulle nie net sterk was nie, hulle het nie net self opgestaan en deur al hierdie traumatiese dinge wat hulle ervaar het en deurgegaan het, partykeer van kinderjare al af, partykeer 'n enkel event wat verskriklik was, julle my hare het gereis en die trane het geloop by Top Shot 2025 oor hierdie ongelooflike vrouens se stories en wat hulle moes deurmaak, en ek dink vir myself, as ek ooit seker goed moes deurgaan, dan sou ek waarskynlik in 'n mental home wees. So ek kan nie glo hoe sterk hierdie vrouens opgestaan het, en nie net opgestaan het in hulle eie reg nie, maar hulle het soveel vrouens saam met hulle gevat. Hulle het selfs hierdie instansies begin skep wat ander vrouens uplift, en wat ander vrouens ondersteun en help, en wat hulle 'n stem gee. So dit was net vir my ongelooflik hoe hierdie vrouens deur hulle pyn en trauma gewerk het, en nie net sodat hulle self gesond kon word nie, maar hoe hulle ander vrouens ook deur hulle pyn en vlamme gedra het, sodat hulle ook gesond kan word. Julle, dis ongelooflik. So ek het onlangs die voorreg gehad om vir Girls on Fire so 'n bietjie van 'n dokumentêr bymekaar te sit, so 'n kort ou enetjie, waar ek probeer vasvang het waarvoor hulle staan en hoekom. So jy hoef nie noodwendig self te skiet of selfs belang te stel in handwapens om hierdie instansie te ondersteun nie. Ek self het nou al so 2 of 3 keer bietjie saam met hulle geskiet, maar dit is nou nie my hoofhobby nie. Maar my hart staan regtig agter hulle wat die hele instansie se beweging aanbetref. So Girls on Fire is daai groep vrouens wat mekaar vang sonder judgment, wat mekaar aanvaar net soos wat ons is, of waar ook al ons tans in ons lewens bevind. Dis daai tribe. So julle kan ondersteun deur hierdie video te gaan like, comment, share, sodat ons dit so ver as moontlik kan uitstuur, sodat dit 'n bewusmaking is vir vrouens, dat daai video dalk net op hierdie een vrou wat dit bitter nodig het se page beland. Dit is so hartseer hoe min mishandeling actually gerapporteer word, of selfs oor gepraat word. Dit word so maklik onder die mat ingevee, of gedismiss as, dit was net nog 'n fight, maar ouens, mishandeling is nooit okay nie, gaslighting is nooit okay nie, en ons hoef nie stil te bly nie. So gaan loer gerus na die video, like, share, comment, help ons om daai awareness te spread, sodat elke vrou weet sy is nie alleen nie, en maak nie saak in watse laagtepunt van haar lewe sy haarself bevind nie, daar's altyd vuur en daar's altyd hoop.